Die Tshwane Metro het sy misnoë uitgespreek nadat die raad besluit het om die R63 miljoen wat aan opknappingswerk op die Pretoria stadsaal bestee is, as 'n vrugtelose uitgawe af te skryf. Opknappingswerk aan die historiese gebou het in 2015 begin en is nooit voltooi nie. Die stadsaal is in 1935 gebou en is nie net 'n monument vir die stad se ryk geskiedenis nie, maar ook 'n baken van erfenis en gemeenskapstrots. Ten spyte van hierdie historiese belang bly die herstelprojek onvoltooid, ongefinansier en sonder enige vooruitsig van voltooiing. Ons kry nou meer besonderhede by Grandi Tennyson, VF+ raadslid van die Tshwane Metro Raad. Goeiemiddag Grandi. Goeiemiddag Estienne, middag aan julle luisteraars, aan ons luisteraars. Ja, Grandi, ek wil net gou hierdie herhaal. R63 miljoen aan opknapingswerk wat nooit gebeur het nie. Hoe gebeur dit? Dis 'n baie goeie vraag wat jy vra. Dit is uit 'n kwessie van bedrog en wanvoorstelling, fakture wat ingedien is, afgeteken is sonder dat die werk voltooi is of behoorlik gedoen is. Daar was geen behoorlike projekbestuur ook teenwoordig met dit nie. En die gevolg is R63 miljoen later, kom jy agter die plek is meer verniel as wat hy was voordat jy met die restaurasieproses begin het. Grandi, maar hoe gebeur dit dan daar oor 'n tydperk van 'n dekade? Soveel geld vermors is en dat dit nog nie gepak is, die feit, of dat iemand die kollig daarop gewerp het voordat dit by R63 miljoen uitkom nie. Ja, onthou hierdie uitgawes kom nie net van nou die afgelope paar maande of paar jaar. Dit is aangevang in die tyd 2015, 2016 deur die stad. Maar dit het altyd gelê op die bateregister as 'n onvoltooide bate, totdat daar nou bepaal is, maar wat hulle ook al sou doen, kan hulle nie dit regverdig nie, maar kan die bate van nooit as 'n voltooide bate op die ingeneem kan word op die stad se boeke nie. So ja, dis waar ons sit. Daai geld is water onder deur die brug en sedertdien is daar van die amptenare wat ook reeds bedank het en weg is, wie daar nou nie meer stappe geneem kan word as gevolg van hulle roekelose nalatige wanbesteding. Watter optrede verwag die VF+ van die Metro? Wel, eerstens, die kontrakteur wat daarbey betrokke was, moet tot verantwoording geroep word. Ons moet probeer om geld van daai kontrakteur te verhaal en enige ander persoon. Daar is nog 'n spesifieke persoon wat 'n senior pos in die burgemeesterskantoor beklee al vir etlike jare en nog geen nagevolge gehad het. Die probleem is hierdie verslag. Daar's 'n audit gedoen, 'n forensiese audit gedoen en die verslag het lekker in iemand se laai gelê waar niemand hom hoef te sien nie. En ons het aangedring daarop, want ons was bewus van die situasie, het ons aangedring dat daai verslag na vore moet kom. In die tyd wat die Vryheidsfront deel van die regering was, ons het nagevolge bestuursvergadering waar ek sit, en het ek aangevra vir daai verslag en so het dit nou gebeur dat hy einde ten laaste daar is, maar dit is ook 'n navraag van die ouditeur-generaal. Hoekom word hierdie bate nooit voltooi nie en hoekom word dit nie afgeskryf en dit nie voltooi kan word nie? Grandi, dit laat my net wonder hoeveel papiere daar nog in lessenaars wag om ontdek te word. Wel, is die sover my kennis trek is al ver meer as 200 forensiese verslae wat oor die afgelope klompie jaar gedoen is, wat nog nooit die lig gesien het nie in die raadsagenda nie. So ons is besig van ons kant af van die openbare rekeningkomitee impact om so stelselmatig hierdie goed uit te krap en solank as ek daar is om 'n doring in hulle vlees te wees, sal ek voortgaan om uit te krap wat daar uit te krap is. Ek wil met jou 'n ander ding deel en daai gebou het 'n klomp kantore gehuisves. En die gevolg is dat ons ten duurste vir miljoene ander kantore nou moet huur om van se personeel te huisves. En so buiten daai 63 miljoen het ons nou 'n konstante uitgawe van miljoene rande per jaar
wat verlore gaan omdat ons nie ons eie gebou kan beset nie. Goeiste. Grandi, ek moet afsluit, maar ek wil jou tog vra, wat word nou van daai stadsaal? Gaan hy nou gerestoreer word? Dit is 'n monument gebou in 1935. Dit is deel van wat ons vra. Ons moet kyk na alternatiewe. Hoe kan ons die projek voltooi? En is daar miskien in die privaat sektor of in ander instansies wat kan betrokke raak by die opknapping daarvan dat dit weer bereikbaar sou wees, maar ek sal baie versigtig wees om dit in die hande van die Tshwane Metro te laat, veral nou by die huidige regering wat daar is. Ek wil net so laaste opmerkingie maak. Tshwane Huis, waar die meerderheid van die mense gehuisves word, kos die belastingbetaler bykans R1 miljoen per dag. Dit is dis stof tot nadenke daar, Grandi, dis geld tot nadenke. Terwyl dit om ons reën, dink 'n mens net aan al die geld wat al verkoos is en ongelukkig weggespoel het. Maar baie dankie dat jy met ons gesels het. Ons sal die storie met belangstelling dophou. Daar's baie dankie en sterkte daar vir die res van die dag. Dankie. Dit is Grandi Tennyson, VF+ raadslid van die Tshwane Metro Raad.